Goeiemiddag aan almal. Ja, hierdie is 'n baie belangrike stukkie inligting. Ons sien 'n vervulling van profesie, Openbaring 13 se profesie. Vir die van ons wat so regtig belangstel in Openbaring, verstaan ons is in Openbaring en dit is vir ons lekker om te sien hoe hierdie merkers besig is om te val. Nou, ek het gesê daar gaan iets gebeur op 6 April. Vader het vir my gesê 2 datums, 2 April en 6 April en die 2 April is natuurlik 'n baie interessante gebeurtenis. Ek het al daaroor 'n video gemaak. Jy kan hom gaan kry hier op die kanaal. Maar oor 6 April was ek nie seker nie. So dit het my so rukkie gevat om deur al die nuus te werk, al die geraas weg te vat, dat ek net kan konsentreer op vervulling van profesie. En dit is toe so. Op die 6de April het daar 'n artikel verskyn en dit is The Free Press. Nou, dit lyk vir my soos 'n katolieke blad. En die skryfster van die artikel is Mattia Ferrarisi. So dit is 'n Italianer. En dit is gepubliseer op 6 April 2026. En die artikel is Why the Vatican and the White House are on the outs. Inside the collapse of Washington's relationship with the first American Pope. Nou ja, daai is iets waaroor ek al gepraat het. Ek het al baie leringe daaroor gegee en ek het al datums gegee oor dit en gesê, luister, volgens wat Vader vir my gesê het, is die 30ste Maart is die kulminasie, die sigma van al die Bybelse getalle wat dan nou moet afspeel voordat ons by hierdie laaste 3 jaar kom. Nou, ons is nou klaar in die laaste 3 jaar en ek het daaroor ook 'n video gemaak. Jy gaan hom kry op die kanaal as jy regtig genoeg belangstel. Dit gaan oor 2026, 2027 en 2028. Nou, so 'n hele paar rukkie terug, ek dink dit is al laas jaar, toe praat ek oor hierdie datum 30 Maart. Waar volgens Vader vir my gesê het, ek het boop was geskryf 30th of March, is 'n skraal wat oopgemaak het, en boop was geskryf 30th of March, en die skraal was so fyn geskryf, en so mooi geskryf, ek kon niks lees nie. Maar iets het uitgestaan, naamlik 'n baie groot sigma, en ek het nie geweet wat dit is nie, ek moes dit gaan opsoek. En jy kry 2 soorte sigma's, is alles te doen met wiskunde, maar die een wat vir ons belangrik is die kulminasie, die sigma van 1, 2 en 3 sal wees 1 plus 2 plus 3. Dan kry jy 6. So die sigma van 1, 2 en 3 is gelyk aan 6. Nou die sigma van al jou Bybelse getalle is 30 Maart. Nou hy het dit vir my gesê al in 2025. Ek dink hier om en by Januarie maand. En toe was ek onseker, is dit nou 2025 of is dit nou 2026 of is dit later? Maar dit het definitief te doen dan nou met hierdie jaar, want ons sien dit dan nou in die koerant. En God se profeseë, wanneer hulle in vervulling gaan, is baie keer opskrifte op die koerant se voorblaaie. Want hy's groot en genadig en hy laat nooit sy woord leeg na hom toe terugkeer nie. So, 6 April is wanneer hierdie inligting begin lek het, en hierdie inligting het gelek vanuit die Vatikaanse kringe uit. So, dit was so in die geheim gedoen, hierdie inligting, was so in die geheim, en die Vatikaan het besluit om dit te lek op 6 April. Heel toevallig die dag net na 5 April, na Easter weekend. Nou, waaroor gaan dit? Luister mooi. Trump has not directly addressed the Pope's comments, but behind closed doors, tensions have been building for months, culminating in January when senior US defense officials summoned a top Vatican diplomat to the Pentagon. What happened inside that room set the tone for everything that followed. Vatican officials briefed on the meeting, who spoke with the Free Press on the condition of anonymity, described it as a bitter lecture, warning that the United States has the military power to do whatever it wants and that the church had better take its side. En wat daartoe gesê is hulle het effektiewelik die paus gedreig met die Avignon papacy. Nou dis iets wat in die geskiedenis gebeur het. Hier in die 13de eeu het die Franse koning besluit die paus moet maak soos hy sê,
wat hy baie militêre mag. En toe het hulle die Pope gevang en hom 'n bietjie geabuse en hy's te dood aan sy wonde en hulle het die hele pausdom geskuif vanaf Rome na 'n dorpie met die naam Avignon in Frankryk. En daar het hulle vir baie jare gewoon onder die gesag van die Franse monargie. Nou ja, nou ons weet, die pausdom is die dier wat die dodelike wond gekry het en toe herstel het. Dit is, as jy verstaan, dit is die antichrist. Dit is the vicar of Christ. En as jy hom gaan optel in Latyn is dit 6666. 666, ekskuus tog. Hoe dit ook al sy. Nou, hulle het hom dus gedreig. Is maar 'n baie subtiele dreigement, maar hy het dit gevang. En ons sien hierdie breek. Nou, onder Joe Biden het hierdie 42 maande homself afgespeel en dit het tot 'n einde gekom. Nou die getalle wat ek van praat is die 1260 jaar wat die Katolieke Kerk geregeer het, het geëindig in 1798. Die tydtye en 'n halwe tyd waar die vrou in die woestyn wegkruip, daar in Openbaring 12. Dis 175 jaar, het geëindig in 2013 op 16 Desember, het verwys na die boerevolk. Die 2300 dae het geëindig in Mei 2020, en oor al hierdie goed, het ek in die laaste 5-6 jaar baie leringe gemaak. En dan die 10 dae in Openbaring van verdrukking is 10 jaar, hy was van 2014 tot 2024, so hy het klaar verloop. So ek het gewag, en ek het met 'n vraag in my hart rondgeloop, wanneer eindig hierdie 42 months van Openbaring 13? Want daai gesag, daai alliansie wat hy het met tussen die Vatikaan en die VSA-regering, wel dit moes ineenstort, want dit gaan oor 'n geveg tussen die Vatikaan, die VSA en die Joodse lobby. Dit is waaroor dit gaan. Dit gaan oor die een valse priesterorde, wat al baie jare in plek is. Die monargie is die oudste koning, die paus is die oudste koning in die wêreld. So hy is die oudste monargie in die wêreld, en hulle geveg met die Joodse staat, wat ook hulle valse priesterorde wil oprig. Ek het al hieroor leringe gemaak, en die een kan die ander nie toelaat eintlik nie, en dit is wat ons sien. Ons sien hierdie ineenstorting van hierdie alliansie waarvan die Bybel gepraat het. Dit is openbloot, daar is nou 'n totale woordestryd tussen die paus en Trump, en dis oor en weer beledigings en wat, en dit het baie te doen met die katholieke basis in die VSA, die klomp kiesers wat katholiek is, waarvan meer as 60% het gestem vir Trump. En daai skeuring met die katholieke kerk is nou baie op die voorgrond, en dit gaan nie herstel nie. En die Joodse lobby is natuurlik vreeslik bly, want dit gaan eintlik daaroor dat hulle die VSA in besit moet hê, daar is hierdie alliansie, is 'n evil alliansie tussen die VSA en die Joodse staat, en dit sal ook uitmekaar uitval in die volgende aantal maande. Voor ons oë gaan ons sien hoe val hy uitmekaar. En dit sal die weg dan baan vir die opstaan van die 10 nasies, wat die Joodse staat totaal van die tafel gaan afvee. En dit is wat ons hier sal sien. Dis so belangrik. So die Vatikaan sal staan agter hierdie 10 nasies wat opstaan om die Joodse staat te vernietig. Want die Vatikaan se alliansie is met Islam, en dit het ek al baie oor gepraat. Op 13 April 2026 het Pope Leo die groot mosk in Algiers, daar in Algerië, gaan besoek. This is the third largest mosque in the world, marking a significant step in the interfaith dialogue. During the visit, he removed his shoes and engaged in silent reflection. Die Vatikaan, die pausdom, die katholieke kerk se alliansie is nie met die Jode nie, dit sal wees met Islam hier op einde van tye. Hulle het maar net die Jode gebruik om die beeld en die gees van die beeld op te rig. En dan gaan hulle die Joodse staat van die tafel af weer, woeps, en dan sal hulle saam met Islam regeer as die 8ste kop. En daaroor het ek so al gesê, al baie gepraat. Nou ja, ek hoop dit is vir julle sinvol. We all want to work for peace. People want peace. I would invite the citizens of all the countries involved to contact the authorities, political leaders, congressmen,
ask them, tell them to work for peace and to reject war always. Call your representatives. That was Pope Leo XIV issuing that call to action, notably in English, before the ceasefire was announced last night. He's become an outspoken critic of Donald Trump's war with Iran, calling Donald Trump's threat to destroy Iranian civilization, quote, truly unacceptable. And now there's some new reporting from the Free Press that back in January, Trump's administration took the extraordinary step of trying to silence the Vatican. From that reporting, quote, senior U.S. defense officials summoned a top Vatican diplomat to the Pentagon. What happened inside that room set the tone for everything that followed. Vatican officials briefed on the meeting, who spoke anonymously, described it as a bitter lecture, warning that the United States has the military power to do whatever it wants and that the church had better take its side.